Matteus hoofstuk 5 en dan hou ek vir julle voor vanaf vers 13. Matteus 5 vers 13. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deug nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mens vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat julle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Ons lees net hierdie paar verse uit die onfeilbare woord van die Here. Kom ons sit net so en dan doen ons 'n gebed saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Here, ons dien 'n lewende heilige God. Here, Here is 'n heilige God wat elkeen van ons tot redding roep. Here, U wil elke mens hier op aarde red, sodat nie een van ons verlore moet gaan nie. Here, so ek ons net in hierdie aand na U toe kom en ook so vra, Here, dat U asseblief siele sal red in die tyd waarin ons onsself bevind. Here, ons weet die tye raak al hoe meer boos en die mense begin liefhebbers van hulle self te word. Here, hulle is liefhebbers van genot eerder as liefhebbers van God. Here, wat dankie dat U nog steeds genade het oor ons as mens. Here, dan wil ons ook net vra dat U asseblief met geroepenis van die oesland sal wees. Here, die oes is groot en die arbeiders is min. Here, en ons vra dat U ook so asseblief uit ons eie gemeente uit weer jong manne sal oproep tot voltydse diens. Manne wat die leiersel sal opneem, wat hulle kruis sal opneem, hulle roeping sal aanvaar. Here, en vorentoe sal gaan. Here, sodat die oes wat verlore is, Here, bereik kan word. Here, en dan vra ek ook dat U asseblief, Here, met die jong mense sal wees van die gemeente. Here, ek vra dat U weer brandende vuur in hulle gees sal aansteek. Here, dat hulle dors sal hê na U woord. Here, dat hulle weer by mekaar sal kom. Here, by U huis. Here, en ek vra dat U ook so asseblief, Here, met elkeen van ons sal wees vanaand. Here, dat U ons harte sal werk. Here, dat U ons harte sal voorberei vir die woord. Here, want ons weet dat U altyd 'n woord het vir elkeen van ons. Here, want U woord keer nooit leeg terug na U toe nie. Here, al hierdie dinge vra ons in die kosbare naam van ons verlosser en ons saligmaker Jesus Christus. Amen. Daar is nie enige spesifieke teks van oordeenking vanaand nie, behalwe die woord lig, wat ons in hierdie geleesde gedeelte vind. En daarom wil ek met julle praat onder die tema, die kind van God se verantwoordelikheid. In die bergpredikasie vind ons die kind van God se verantwoordelikheid in die wêreld. Dit is Jesus se bekendste lering onder die kinders van God. In die saligsprekinge gee Jesus aan die mens die belofte wat die gelowige toekom
as sy innerlike karakter verander word deur Jesus. Jesus leer die mens in die bergpredikasie oor liefdadigheid, gebed en vas. Hy leer die mens oor die gevaar van oordeel. Hy leer die mens in die bergpredikasie van aanhoudende gebed. En 'n lering oor die nou en die wye poort in Matteus 7. So het Jesus die mens geleer en so is dit opgeskryf vir ons vandag. In die geleesde gedeelte leer Jesus sy disippels wat die kind van God se verantwoordelikheid is in die wêreld. Deur hulle lewe moet hulle sout wees vir die wêreld. Hulle moet 'n lig wees vir die mense. Dit alles om God te verheerlik. Dit is die einddoel van hierdie verantwoordelikheid. Die disippels het hier by Jesus gesit om onderrig te word. Ons het vandag nog steeds hierdie verantwoordelikheid in die wêreld as kind van God vandag, hier aan die einde van 2025. Soos eeue heen was Christene nie die gunsteling mense op aarde nie. In vandag se lewe is dit nie maklik om 'n kind van God te wees nie. Op baie plekke word jy uitgelag as jy 'n kind van God is. En ons sien dit net al hoe meer gebeur. Ons word uitgestoot. Die wêreld is nie 'n aanhanger van God nie. En ook soos hulle nie 'n aanhanger van God se kinders nie. En ons sien dit in vandag se lewe. Daar is nog al die eeue heen konflik tussen die wêreld en die kinders van God. Juis omdat ons anders is. Want daar is 'n ander gees in die wedergebore kind van God as in die persoon wat nog in die wêreld lewe, wat die Satan as hulle vader het. Want die Satan is die vader van hierdie sondige wêreld. Die wêreld het trots aan, maar die kind van God moet arm van gees wees. Ons moet besef, ons is 'n sondaar en ons het 'n redder nodig. Maar die wêreld wil nie weet dat hulle aan iemand anders rekenskap moet gee nie. Hulle wil nie weet dat hulle 'n redder nodig het nie. Die wêreld sê jy moet jouself lief hê bo alle dinge. Maar God sê jy moet hom lief hê bo alle dinge. Daarom is ons anders as die wêreld. Ons kan nie soos die wêreld leef nie. En juis as gevolg van dit is daar hierdie aanhoudende konflik tussen die kinders van God en die wêreld. Maar Jesus leer ons hier in die geleesde gedeelte dat ons die sout van die aarde moet wees. Ons moet dinge smaaklik maak, daar waar die wêreld dit onsmaaklik maak. Maar ons het die verantwoordelikheid om nie laaf te word nie. Ons moet nie doen wat die wêreld doen nie. Ons kan nie die sondige wêreld se sonde lief hê nie. Ja, ons kan die sondaar lief hê en 'n jammer te hê vir sy siel wat nog nie gered is nie, maar ons kan nie 'n liefde hê vir die sonde van die wêreld nie. Daarom het ons hierdie verantwoordelikheid op ons. Elkeen wat getuig dat hy 'n kind van God is, het hierdie verantwoordelikheid om die sout van die aarde te wees en om 'n lig te wees daar waar ons geplant is. Ons is losgekoop deur die bloed van Jesus Christus. Hy is die lig wat na die wêreld toe gekom het. En ons moet dieselfde lig uitstraal in ons lewe sodat ons sigbaar kan wees. 'n Voorbeeld kan wees en om mense te trek. Sodat God verheerlik kan word. In die hawe van Richards Bay is daar 2 ligte weerskant
oor mekaar op land. En soos wat aan my en my vrou verduidelik is, toe ons nou daar was vir vakansie, is die ligte rooi wanneer die skip in die hawe inkom en hy vaar op die verkeerde lyn. Maar sodra hy op die regte lyn in die hawe invaar, dan verander die ligte na groen. En so moet ek en jy vandag wees. So moet ons lig ooreenstem met die lig van Jesus, sodat ons vir hom kragtig kan wees in hierdie wêreld. Ons moet op dieselfde weg wandel, saam met hom, op die regte weg, sodat ons ooreen kan stem met hom. Baie mense gebruik dit, ons gees en die Heilige Gees moet in harmonie wees met mekaar, sodat die ligte dieselfde kan skyn. Want ons moet die voorbeeld wees as kind van God. Jesus het vir ons 'n voorbeeld gestel. Ons as kinders van die Here het die verantwoordelikheid om hierdie lig te wees in die donker wêreld. Toe ek nou daar sit en ons sing saam en die son skyn daar by boonste vensters in, toe laat my so aan die dink. 'n Lig kan nie weggesteek word nie. Soos die son skyn deur die vensters in 'n gebou verlig, so moet ons as kinders van God wees. Dit bring ons by die eerste gedagte vanaand, ons moet 'n sigbare lig wees in die wêreld. Matteus 5 vers 14 sê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Jesus praat hier met sy disippels. Hy sê aan hulle dat julle die lig is van die wêreld. Julle is soos 'n stad wat bo op 'n berg is. Dit kan nie weggesteek word vir enige iemand nie. Dit is nie moontlik nie. Hulle moet leef soos 'n kind van God, want dan sal hulle 'n voorbeeld vir die mense wees. Dieselfde lig wat in Jesus geskyn het, is die lig wat in hulle moet wees. As jy saam met die Here Jesus gaan wandel, is jy die lig wat nie weggesteek kan word nie. Niemand kan 'n stad wegsteek wat bo op 'n berg is nie. Dit is om soos om middernag op die plaas te ry en as jy so om jou kyk en jy kyk oor die lande, dan sien jy die plaashuis in die verte op die koppie se liggie brand. Dit kan nie weggesteek word nie. Vir kilometers sien jy die liggie wat brand op die heuwel. En so moet ons wees. Daarom is dit so belangrik om te let op jou wandel in hierdie wêreld. Ons as kinders van God moet nie saam met die wêreld deel in hulle gewoontes en maniertjies nie. Ons moet ons lig in die wêreld oppas, juis sodat ons nie veroorsaak dat ons lig dof raak nie. Filippense 2 vers 5 sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Ons moet dieselfde gesindheid handhaaf wat in Jesus Christus is. Dit wat vir ons opgeskryf is in die woord van God. Maar as ons nie hierdie gesindheid behou nie in ons lewe, dan veroorsaak dit dat die lig verdof in die wêreld. En vir ons as kinders van God kan ons nie ons lig wegsteek nie. Al vir in die tyd waar die wêreld al hoe meer boos word,
en alles word net al hoe meer duister. Moet ons ligte laat aanhou skyn. Ons moet ons weg let op ons wandel en ons handel in die wêreld. Maar hoe weggesteek is sommige van God se kinders se ligte nie. Ons kan dit nie bekostig om beerdkrag in ons lewe toe te laat nie. Al leef ons in Suid-Afrika, moet ons nog steeds hierdie lig wees. Moet ons die evangelie lig dra in die wêreld in. Maar as 'n gelowige saam met die wêreld wandel en dit doen wat hulle doen, toelaat wat hulle toelaat, dan kan jou lig nie vir die mense skyn nie. Dan kan jy nie geken word as iemand wat anderste is as die normale persoon nie. 2 Korintiërs 6 vers 14 sê, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Daar kan maar geen gemeenskap wees tussen kinders van God en die wat nog in die wêreld se sonde vasgevang is nie. Ons is nie beter as hulle nie. Dit is nie die rede waarom ons onsself moet afsonder nie. Dit is nie vir ons om hoogmoedig te raak nie. Juis moet ons liefde toon aan hulle. Omgee vir hulle siele wat verlore gaan. Maar dit beteken nie ons kan in hulle wandel en hulle handel deelneem nie. Want ons kan nie aan dieselfde juk trek as 'n ongelowige nie. Dit verdof die lig van 'n kind van God. Maar te midde van 'n krom en gedraaide geslag waarin ons leef en onsself vind, moet ons 'n lewe lei wat reg is in die oë van die Here. Ons moet onberispelik wees sonder 'n gebrek, 'n welgevallige offer aan die Here, soos ons lees in Filippense 2 vers 15. Soos ons sigbaar moet wees, soos 'n stad wat op 'n berg is, so moet ons sigbaar wees daar waar God ons geplaas het. Ons moet 'n lig wees waar God ons geplaas het. Matteus 5 vers 15 sê, 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Jesus sê hier aan sy disippels dat hulle nie hulle ligte onder enigiets moet wegsteek nie. Hulle kan dit nie wegsteek nie. Maar dat die lig verhoog moet word vir almal om te sien. Hy sê aan hulle dat niemand 'n lamp sal opsteek om onder iets weg te steek of om onder die bed weg te steek nie. Want dit is nie die doel van 'n lamp nie. Ek glo nie een van ons sal 'n lamp vir dit gebruik nie. Die doel van 'n lamp is om dit op 'n staander te sit sodat dit lig kan bring waar dit nodig is. Hulle moet lig maak vir die mense wat in die gebou instap. Hulle moet nie 'n doellose lamp wees nie. Hulle moet 'n lamp wees wat bruikbaar is, wat 'n doel het en sy doel volbring.
Dit is die rede van 'n lamp. Jesus gee die rede waarom ons lampe aangesteek is. Dit is juis sodat ander die lig kan sien. Sodat hulle ook juis deur die lig beïnvloed kan word deur die lig wat God voortgebring het hier op aarde. Johannes 12 vers 46 sê ek het as 'n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo nie in die duisternis sou bly nie. Jesus self is die bron van lig. Hy is die een wat die lig in ons harte aan die brand steek. Sonder hom kan daar nie lig in die mense se hart wees nie. Want hy het die lig voortgebring vir ons. En soos die maan die lig van die son reflekteer, so moet die kinders van God die lig van Jesus reflekteer in die wêreld. Die liefde wat Jesus in ons harte geplant het, moet na buite toe uitvloei. Maar ons lig verloor sy glans wanneer ons sekere dinge toelaat, wat nie hoort in ons lewe nie. Soms is dit nie as gevolg van sonde nie. Dalk is dit om stil te bly waar jy moes praat. Of dit nou was of is, om op te staan vir dit wat reg is, of om die evangelie te verkondig. God se kinders se lig, wat hulle moet skyn, word soms weggesteek, deur om saam met die wêreld te gaan, om die groep te volg. Sonder om ag te gee op jou lamp, op die lig wat jy moet skyn, in die krom en die verdraaide geslag waarin ons onsself bevind. Jou lamp word ook weggesteek wanneer jy mense nie vertel van die ware lig wat in die wêreld ingekom het nie. Wat is die werk wat Jesus in jou lewe doen? Ons moet getuig van die lig. Jesus werk in ons lewe daagliks. Maar waarom getuig ons nie? Ons moet tog getuig van dit wat hy gedoen het. Om die geloof van ander te versterk. Maar jou lig kan ook weggesteek word wanneer jy nie ag gee op ander se behoeftes nie. Wanneer jy net aan jouself dink en omgee oor die eie ek, dan word jou lig ook weggesteek. Ons as kinders van die Here moet nie toelaat dat ons lig wegsteek van die wêreld af nie. Ons moet lig gee aan die hele huis. Daar waar God jou geplaas het, daar moet jy vir hom 'n lig wees. Waar ook al jy jouself bevind. By die werk, by aftreeoord, by skool, waar jy jouself bevind, waar God jou geplaas het, daar moet jy vir hom 'n lig wees. Selfs in die verkeer. Wat is die lig wat jy uitstraal wanneer iemand voor jou inry? En dit bring ons by die volgende gedagte, ons moet 'n lig wees om God te verheerlik.
Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Nie sodat jy verheerlik moet word deur die goeie werke nie, maar julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Jesus gee hier in vers 16 die rede waarom ons as kinders van God hierdie verantwoordelikheid het. Waarom ons 'n lig moet wees vir die mense wat om ons is, en dit is om God te verheerlik. Dit is die einddoel van hierdie verantwoordelikheid om 'n lig te wees. Want dit kom God toe. Die kind van God se werke moet sigbaar wees vir die mense sodat hulle daardeur God sal verheerlik. Daardeur kan hulle 'n liefde vir die Here kry. Ons as kinders van die Here is in vandag se lewe moet gefokus wees op ons werke. Nie omdat ons dink ons word daardeur gered nie, maar omdat ons geloof het in die Here Jesus. Die rede vir ons goeie werke moet alleenlik wees deur die geloof wat ons in hom het. Goeie werke sonder geloof is nutteloos en geloof sonder goeie werke is dieselfde. Dit is dood. Soos ons lees in Jakobus 2 vers 17. Net so is ook die geloof as dit geen werke het nie, in sigself dood. Ons goeie werke moet gedryf word deur die geloof wat ons het. Ons werke moet ons geloof aan die mense toon. Deur ons geloof wat ons in die Here Jesus het, moet daar goeie werke uitvloei. As gevolg van die liefde wat daar is in jou hart. Omdat jy verlos is deur die bloed van Jesus. Dan gaan jy 'n liefde vir ander mense hê. Ons werke moet God verheerlik. Ander moet die lig van Jesus in ons sien, sodat hulle God daardeur kan verheerlik. Sodat hulle daardeur gered kan word. Omdat hulle weet, jy as kind van God is anders. Jy het 'n ander gees in jou. Daarom moet ons ag gee op die verantwoordelikheid wat op ons is as kinders van die Here. Is jou lewe 'n getuie van die lig wat Jesus in jou hart geplaas het? Hoe skyn jou lig vir die mense by die huis? Verheerlik jou lig God. Dit is die doel waarom ons die lig moet wees. Jou taalgebruik daar waar jy kwaad raak, is dit 'n lig vir die Here. Of skyn jou lig baie dof vir daai tyd? Gee ag op jou verantwoordelikheid, sodat jou werke goed kan wees, sodat God verheerlik kan word deur jou lewe. Ek sluit af. Ons het 'n verantwoordelikheid as kinders van God wat ons moet nakom.
Ons moet sout vir God wees, sout wat gebruik kan word, wat nie doelloos is nie. Die mens wat deur God brandend gemaak is, kan nie weggesteek word nie. Dit is sigbaar. Sigbaar soos 'n hoë berg. Dit laat my dink aan die huis. As mens hier in Pretoria ry en mens kyk op na die Magaliesberge, as mens so gelyk met Hoërskool Oeverkruin is, na die groot wit huis op die berg. 'n Mens kan nie die huis wegsteek nie. So moet ons as kinders van die Here wees. 'n Lig wat nie weggesteek kan word nie, maak nie saak hoe donker hierdie wêreld is nie. En ons motief moet wees om ons goeie werke sigbaar te maak, sodat mense getrek kan word na God toe, om hom te verheerlik. God moet verheerlik word deur ons lewe. Maar jou lig moet nie verdof as jy as gevolg van sondes wat in jou lewe is nie. Breek daarmee as jy weet van sondes wat veroorsaak dat jou lig dof raak. Breek met daardie sondes. Soos die 10 maagde hulle lampies moes gereed gehou het, brandend gehou het, so moet ons vandag ook doen. Jou handel en jou wandel moet reg wees met God. Dit moet in lyn wees met Jesus se wandel hier op aarde. Spandeer tyd in die woord. Leer Jesus ken. So dieselfde gesindheid wat in die Here Jesus was, in ons as sy kinders hier op aarde ook sal wees. Amen. Ons dierbare Here Jesus, Here, dankie dat U die lig was wat in die wêreld ingekom het. Here, U was die lig wat in die duisternis ingekom het. Here, het so die evangelie lig ook ons harte verlig. Here, maar ek vra dat U asseblief met ons sal wees, met elke kind van U sal wees. Here, dat ons nie sal toelaat dat enige iets in hierdie wêreld sal veroorsaak dat ons lig sal wegsteek of sal verdof nie. Here, maar dat ons sal wees soos 'n stad wat bo op 'n berg lê. Here, wat se ligte sigbaar sal wees vir almal. Here, help ons om ook die sout van die aarde te wees. Here, sodat ons nie sal laf word nie. Here, laat ons nie doelloos sal word om gebruik te word nie. Here, dankie dat ons op U kan vertrou daarvoor. Dankie dat ons U kan vashou daarvoor. Ons bid in Jesus naam. Amen. Ek nooi julle om ook so die slotlied saam te sing. Voor zijn
Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees. Amen.